Ons ewige Vader, skepper van die heelal, God almagtig. Deur die Heilige Gees het Christus vlees geword, Jesus ons redder. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Wat ons verdedig, gekruisig en gelei. Vergifnis is in U, in duister neergedaal, in glorie opgestaan, vir ewig op die troon. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in U. Ek glo U opgestaan. Ek glo Jesus Christus is die Heer. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in God ons Vader en in Christus die Seun. Ek glo in die Heilige Gees, ons God is drie in een. Ek glo in sy opstanding, dat hy ons op sal neem. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. O ja, ek glo in die naam van Jesus. Ek glo in die ewige lewe, die geboorte uit die macht, die gemeente van die heiliges en in die heilige kerk. Ek glo in sy opstanding, wanneer Jesus terug sal kom. O ja, ek glo in die naam van Jesus.
Goeiemôre my liewe gemeente, goeiemôre ons uitgebreide familie en vriendekring. Ek sit in hierdie pragtige kerkgebou van ons en ek wonder waar het die tyd so vinnig by ons verbygevlieg. Ons was die 15de Maart laas hier by mekaar met 'n erediens, 4 maande terug. Wat het alles gebeur? Maskers het verpligtend geword. Ons het gewonder wanneer gaan ons ooit weer in hierdie ruimte die Here kan dien. Maar hoor 'n bietjie mooi wat die Here Jesus vir ons sê. In Matteus gee hy vir ons hierdie wonderlike belofte. Hy sê vir ons in Matteus 18 vers 20, waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. En weet julle, dit is die wonderlike van hierdie tyd van inperking, want nou is dit kerk nie net in hierdie ruimte nie, maar daar waar jy sit, daar waar julle is, daar is God by jou. Daar is God tussen julle. Daar is ons vandag saam kerk. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Eendag sal ons weer hier by mekaar kom, maar totdat daardie dag aanbreek, is ons kerk daar waar God by ons is. En so groet die Here ons vanoggend. Genade vir jou en vrede van God die Vader, van sy Seun Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. As julle saam met my julle Bybels wil oopmaak vanoggend, dan blaai ons saam na 1 Johannes hoofstuk 5, 1 Johannes hoofstuk 5, en ons lees die eerste 5 verse saam. Liefde en geloof. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. En sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Ons lees net tot daar. Gelukkig is jy as jy hoor wat God in sy woord vir jou sê, dit glo en elke dag deel maak van jou lewe. Wil julle nie nou saam met ons stil word in gebed, as Daleen ons voorgaan in gebed, met Gesang 286, Here God van liefde.
Prys die Here,
Wat is jou geloof nou eintlik? Vir jou persoonlik en vir mense om jou? Nou watse vraag is dit nou eintlik? Kom ons dink baie mooi hieroor. Vandag, 19 Julie die jaar 2020, dag 201 van 2020, dag 115 van Suid-Afrika se Grendelstaat, ons 123ste dag van e-bediening. Wat is jou geloof? Is jou geloof net 'n kennis van God, wat jy in jou kop saam jou ronddra, of 'n mooi geformuleerde belydenis wat net uit beskrywende woorde van God bestaan? Of 'n stel reëls, God se moets en moenies? Of dink jy dalk geloof is so bietjie oudtyds en ietwat flouerig vir ons moderne wêreld? Eintlik is hierdie 'n baie belangrike vraag. Die vraag oor jou geloof en die betekenis en die impak daarvan in 'n voortdurend veranderende en ontstellende wêreld. Want sien, ek is oortuig dat as daar een ding is wat 4 maande se inperking ons in Suid-Afrika en ons geloofsfamilie oor die hele wêreld ons geleer het, dan is dit, geloof maak regtig 'n verskil. Jou geloof maak 'n verskil aan jou persoonlik en daarom ook aan die mense om jou. Kom ons gesels met mekaar oor die volgende. Hoekom dink jy het die leiers van die dag, polities en godsdienstig, die Romeine en die Joodse owerstes, die eerste Christene met so 'n passie gehaat? Hoekom het hulle alles in hulle vermoë gedoen om die Christene uit die weg te kry, om hulle stil te maak, om hulle dood te maak? Hoekom hierdie haat wat hulle vir die kinders van die Here gehad het? Het jy 'n antwoord? Gesels 'n bietjie met mekaar oor wat julle hieroor dink. Dalk het julle by die antwoord uitgekom. Ja, dis nie net omdat hulle in Jesus geglo het nie, maar omdat hulle anders opgetree het. Hulle het anders geleef. Hulle het die leefwyse van hulle dag uitgedaag. Hulle het volgens 'n ander stel reëls geleef, Godsin. Hulle het nie gemaak soos die leiers van die dag wat hulle oorgegee het aan elke versoeking en verleiding nie. Hulle het ook nie gemaak soos hulle geestelike leiers nie, wat die wet uiterlik gehoorsaam het, maar in hulle koue harte nie 'n greintjie liefde vir iemand anders gehad het nie. Maar nou is daar 'n opvolgvraag. Hoekom het die volk van hulle gehou en by die gemeente aangesluit? As daar een groep was, die leiers, wat hulle met 'n passie gehaat het, hoekom het die res van die volk deernis met hulle gehad en by hulle gemeente aangesluit? Want hulle was anders. Hulle was eerlik, betroubaar en opreg. Hulle was goeie mense wat 'n hand en hart vir mekaar gehad het. So anders as al die ander mense van hulle tyd. Mense wat ten spyte van vervolging 'n innerlike krag en vrede uitgestraal het wat 'n geweldige impak op almal gemaak het. Want iewers het iets hulle losgemaak van 'n vieslike en vreeslike houvas
wat Satan op die mens wil kry. Iewers het iets gebeur wat hulle bevry het. En Johannes sê vir ons wat dit is. Dis hulle geloof. Hulle geloof in Jesus. Het jy dit gehoor? Dis jou geloof dat Jesus die Christus is, wat vryheid gee, 'n bevryding wat vir jou 'n oorwinning bring. 'n Oorwinning? Waaroor? Dat 2020 nie die einde van jou wêreld is nie. Dat 'n inperking jou nooit van die liefde van God vir jou sal skei nie. Dat jy weer sal kan opstaan met die dinamies van God, die goddelike krag van die Heilige Gees wat reeds aan jou geskenk is. Dit, my broer en my suster, my liewe vriend, dit is waarlik bevryding. Maar kom ons haal nou eers diep asem. Kyk na hierdie beeld op die skerm. Johannes praat van God se gebooie gehoorsaam. Onthou jy, ons het daarvan gelees. Is dit dan nou nie eintlik boeye wat ons weer vasbind nie? Moeds en moenies, reëls en oordeele wat die lewe ook maar ondraaglik kan maak nie? Is die staatskoerant nie reeds tot oorlopends toe vol van ou regulasies en hersiene regulasies en nuwe regulasies nie? En nou moet die Here se gebooie ook nog bykom. Boeye? Kettings? Glad nie. Want Johannes skryf in vers 3, die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. En sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie. Ons lees ook in Deuteronomium 30 vers 11. Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. Besef julle wat julle hier lees? Want in hierdie woorde voor julle lê die antwoord op die vraag heel aan die begin. Wat is jou geloof nou eintlik? Dis jou bevryding en jou oorwinning. As jy in Jesus glo as jou verlosser, dan is die 10 gebooie nie 'n swaar las wat God op jou skouers plaas nie. Die godsdienstige leiers waarmee Jesus so gesukkel, het dit 'n sware las gemaak. Lang gesig het hulle vir almal probeer wys hoe gelowig hulle is, omdat hulle stiptelik elke wet nakom. Ook 'n hele rits voorskrifte wat hulle self uitgedink het. En toe kom Jesus. En Jesus sê, die wet is gemaak vir mense, en nie mense vir die wet nie. Want wette is daar om reg en orde te handhaaf. Wette is daar om 'n gemeenskap te skep waar almal veilig kan leef. Ten spyte van alles wat om jou gebeur en ook met jou gebeur, en juis ook ter wille van jou behoud en jou menswaardigheid en jou toekoms, ook vir die persoon langs jou. Die gebooie is God se wil vir sy volk om in die regte verhouding met hom, maar ook mekaar te leef. En daarom is die gebooie vir 'n kind van die Here nie moeilik om te gehoorsaam nie. Hoekom nie? Want dit behoort van self te kom. Dis wat Johannes sê en ook Deuteronomium. En daarom kan ek en jy as kinders van die Here wat opreg glo dat Jesus die Christus is, die gesalfde, ons verlosser, Satan en die wêreld se swaar oorwin het. Dis wat die eerste Christene beleef het.
ten spyte van alles wat na hulle kant toe gegooi is, alles wat hulle beleef het, die marteling en ook die dood, daarvan weet ons tog almal. Niks, absoluut niks, kon die vrede en die vreugde wegvat wat Jesus aan die kruis en met sy opstanding vir ons gegee het nie. En dis ook die omstandighede wat die gemeente beleef het aan wie Johannes hierdie brief skryf. Daar was groot onmin en skering oor wat van Jesus geglo moet word en wat nie. En daarom praat hy hierdie gelowiges moed in en sê vir hulle moet onthou, ons moet nie sonde doen nie, hoofstuk 2 vers 1, maar eerder mekaar lief hê, hoofstukke 3 en 4, want dit is wat die verskil maak. Dis wat die verandering bring en dis ook wat die bevryding en die oorwinning bring. En so sluit hy sy brief af in hoofstuk 5 met verse 18 tot 21. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom en die duiwel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken. En ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af. As jy dit glo, my broer en my suster, my vriend, en juis julle ook, liewe kinders, wat vanoggend saam luister, dan sal ons weet, daar is mos geen ander God om te dien nie. Daar is geen ander God wat my so persoonlik ken en versorg met alles wat ek nodig het, en daarom sal ek mos moeite doen om voor hom stil te word. En natuurlik sal ek my ouers respekteer en my huweliksmaat lief hê. Ek sal nie eens oorweeg om iets van iemand te steel, wat nog hom doodmaak. En hoekom sal ek jaloers wees op ander mense se goed, as God my reeds voorsien met alles wat hy weet ek nodig het? En hoekom sal ek iemand valslik wil beskuldig, as ek weet ons stryd op hierdie aarde is nie teen vlees en bloed nie, maar Satan en sy bose mag, en dat God die regverdige regter is. En dan kan ek, soos Paulus ook uitroep, as God vir my is, wie of wat kan ooit teen my wees? Niks op hierdie aarde en in hierdie wêreld sal my ooit van God se liefde kan skei nie, die liefde wat hy in sy Seun, Jesus Christus, my Heer en my Verlosser, reeds aan my bewys het nie. En dit is hoekom Johannes heeltemal in die kol is, as hy sê, dat die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Dis 'n oorwinning in Christus wat reeds afgehandel is, en dit maak jou vry. Is dit wat jou geloof is? Is dit wat jou geloof vir jou persoonlik is? En het dit ook dieselfde impak op die mense om jou? Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, so baie dankie dat U God almagtig is, en dat ons U kan eer as God almagtig, skepper nie net van die hemel en die aarde nie, maar U het my ook kunstig aan mekaar geweef. Elke sel in my is aan U bekend. En daarom, Here,
kan daar mos niks met my gebeur, sonder dat U daarvan bewus is, sonder dat U dit ook bestuur, my by die hand vat, en my ook daardeur lei nie. Dankie daarvoor. Vader, daar het hierdie afgelope klompie maande so baie dinge gebeur. Dinge wat ons nie in ons wildste drome ooit kon dink gebeur nie. Maar dit het. Maar Here, dankie dat U die enigste onveranderlike is, God Almagtig. En dat U elkeen van ons persoonlik by die naam ken, en dat U my liefhet, en dat U die mense om my liefhet, en dat U elkeen van U kinders liefhet, want U het U skepping lief. Hou ons asseblief op koers. Laat ons U wil raadpleeg, elke oomblik van elke dag, met elke besluit wat ons moet neem. Laat ons wetsgehoorsaam wees. Laat ons gehoorsaam wees aan U gebooie, U gebod van liefde, U gebod van respek, U gebod van gehoorsaamheid, van nederigheid, van selfbeheersing. U gebod, Here, wat ons vrymaak, vir ons die hoop gee, dat daar niks is op hierdie aarde, wat ons van U liefde kan skei nie. Ook daarvoor dank ons U. Here, ek bid vir so baie mense wat in hierdie tyd al baie groot seer beleef het. Hulle wat al by 'n graf moes staan. Hulle wat al so baie tydings gekry het wat ontstellend is en wat die mat onder hulle uitpluk. Gee vir hulle die krag om weer op te staan. Laat hulle weer die lig sien. Laat hulle U nabyheid beleef en U hartklop hoor. Ons bid dit, Here, in die naam van Christus. Die naam wat bo alle name is. Die naam wat ons bevry het en die kettings losgebreek het. Die naam van ons Verlosser en ons Heer, Christus Jesus. Amen. My enigste trooster in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees by 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek vertrou dat vanoggend se woord vir jou persoonlik kosbaar was.
En dat jy presies weet wat jou geloof nou eintlik is. En dat jy met God se krag en met God se vrede hierdie week sal aanpak. Die Here sal jou seën en die Here sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en hy sal aan jou sy vrede skenk. Amen.